Paulus se sendingreise het 'n deurslaggewende rol in die verspreiding van die evangelie deur die hele antieke wêreld gespeel. Terwyl van die evangelie het die apostel Paulus meer as 16.000 kilometer te voet en soms per skip gereis, terwyl hy minstens 14 kerke gestig het. Die boek Handelinge vertel ons van 3 afsonderlike sendingreise van Paulus, wat deur Griekeland, Turkye, Sirië en talle ander streke afgelees. Baie van die briewe wat hy later geskryf het, was dan ook aan hierdie gemeentes gerig. In hierdie episode gaan ons Paulus se voetspore waar hy deur die antieke wêreld gereis het volg. Op sommige plekke het interessante goed gebeur, wat ons natuurlik dan ook probeer uitlig. Voordat Paulus op sy eerste sendingreis gestuur is, het hy 'n tyd lank in Antiochië as leraar gewerk. Antiochië was die 3de grootste stad in die antieke Romeinse Ryk, dus naas Rome en Efese. En daarbij was dit die hoofstad van die provinsie Sirië, wat vandag in die suide van Turkye is. Daar is nog 'n ander stad wat ook Antiochië genoem word, maar ons verwys daarna as Antiochië van Pisidië. Hierdie tydperk as leraar in Antiochië was vir Paulus 'n belangrike tyd in sy lewe. Dit het 'n sterk fondasie gelê vir sy latere sendingreise en vir die vestiging van kerke reg oor die antieke wêreld. Dit was ook daar in Antiochië waar die Heilige Gees vir Paulus en Barnabas afgesonder het vir hulle werk as sendelinge in Klein-Asië. Paulus se eerste reis het hom na die Romeinse provinsie van Cyprus geneem. Cyprus staan nou bekend as die Republiek van Cyprus. Dit is 'n Mediterrane eiland suid van Sirië. In een van die stede op Cyprus, Salamis, het Paulus en Barnabas met Markus se hulp die evangelie in die sinagoges verkondig. Daarna het hulle na Pafos gereis. Pafos is 'n stad aan die ander kant van Cyprus. Daar het hulle 'n Joodse towenaar met die naam Elimas bar Jesus ontmoet. Die towenaar was in diens van die goewerneur Sergius Paulus. Sergius het van Paulus en Barnabas gehoor en hy wou graag baie meer oor die evangelie leer en daarom het hy hulle laat haal. Maar Elimas het hard probeer om die evangelie by Sergius verdag te maak. Uiteindelik het Paulus, vervul met die Heilige Gees, die towenaar 'n kind van die duiwel genoem en is hy met blindheid geslaan. Dit het alles natuurlik voor Sergius gebeur en dit het hom so aangegryp dat hy tot geloof gekom het. Hier is 'n stuk ironie wat ons moet waardeer. Elimas, onder leiding van die helse magte, het probeer om Sergius op 'n dwaalspoor te hou. Tog moes selfs 'n kind van die duiwel gehoorsaam sy rol vervul sodat God sy eie naam te kon bring. Hier op Cyprus het dit op 'n klein skaal gebeur, maar presies dieselfde het keer op keer selfs op internasionale vlak gebeur. Trouwens, dit gebeur vandag nog. Dis dikwels hoe God werk. Nietemin, van Cyprus af het Paulus en sy metgeselle na Pamfilië in die suide van Turkye geseil. Hierdie stad Perge, 2000 jaar oud, 'n stad waarin Paulus ten minste, wat ons 2 keer in die skrif van lees, aangekom het. Ek dink jy lees ons het in die sinagoge gaan sit. Ons lees die geselskap het met die sendingreise hier verdeel. Ons lees op 'n ander plek het hy hier in die markplein die evangelie kon verkondig het. Dit is natuurlik die evangelie van Jesus Christus, die lewende hoop in 'n verdrukkende donker wêreld. Het Paulus gekom en in sy sendingreise die pad hier gekruis. 'n Ou stad, vandag net ruïnes, maar die woord nog net so lewendig soos in daardie tyd toe dit verkondig het. Hier op die markpleine en die sinagoges, in die strate van die stad Perge, Jesus Christus, die enigste Here. In Perge gebeur daar egter 'n ding wat later groot gevolge sou hê. Markus verlaat Paulus en Barnabas en keer na Jerusalem terug. Ons weet nie presies wat die rede daarvoor was nie, maar Paulus het dit as 'n verloning gesien, soveel so, dat daar later 'n ernstige meningverskil tussen Paulus en Barnabas oor Markus sou ontstaan. Toch verstaan ons ook dat daar later weer versoening tussen Paulus en Barnabas en Markus gekom het. Ons lees byvoorbeeld in 2 Timoteus 4 vers 11, net Lukas is by my, gaan haal vir Markus, bring hom saam met jou.
want hy kan my tot groot diens wees. Van Perge af is Paulus hulle na Antiochië in Pisidië. Van die hele reis van Perge na Antiochië lees ons net een sinnetjie in die Bybel. Maar as 'n mens vandag die reis van amper 200 km aanpak, is die 'n paar ure se ry per pad oor baie steil bergpasse. In die winter kan dit maklik daar sneeu en in die somer kan dit bloedig warm word. Tog staan daar maar net van die moeilike reis een sinnetjie. Hulle het die reis van Perge af voortgesit en in Antiochië gekom. Dit wys net hoe ernstig Paulus sy roeping om die woord uit te dra opgeneem het. Hy het nie vir groot afstande of moeilike omstandighede gestuit nie. Nou hier in Handelinge 13 lees ons dat die apostel Paulus daar in Antiochië in die sinagoges opgetree. Dit was destyds die gebruik gewees dat 'n besoekende rabbi dat hy 'n geleentheid aangebied is om uit die skrifte uit te lees en dan ook sekere toepassings te maak wat die apostel Paulus dan uiteraard daardie geleenthede gebruik het om die Here Jesus Christus te verkondig. Nou aanvanklik was hierdie Joodse leiers en die Jode daar in die sinagoge was ontvanklik vir dit wat die apostel aan hulle voorgehou het, maar later toe hy die woorde van die ewige lewe aan die hele stad en die hele omgewing begin bedien het toe, en ons lees daar hulle het afgunstig geword, die Jode het afgunstig geword, hulle het in verset gekom, net soos die apostel Paulus self vroeër in verset gekom het teen die evangelie, en dit het weer beteken dat Paulus om al hoe meer op die mense van die stad, die heidene, toegespits het. En ons lees dat hulle dit ontvange, geglo het, en dat hulle daardie woord ingeneem het. Die woord het soos veldbrand versprei. Ons lees in vers 49, lees ons, en die woord van die Here is deur die hele land verbrei. En dan natuurlik het die Jode weer die stadsmense op teen die apostel, en so word hulle uiteindelik ook daar verdryf, en vanaf Pamfilië het hulle toe verder na Iconium toe gegaan om dieselfde te doen. Konya, die Iconium van die Bybel, die plek waar Paulus en Barnabas ook aankom met hulle eerste sendingreis. Het is interessant dat ook hulle moes op 'n stadium in hulle reispad op 'n punt kom waar hulle sê dat ons moet soms die stof van die voete afskud. Hulle moes ook beleef dat die reispad die evangeliese verkondiging vra. Hulle het ook ontberinge beleef, in die stad het hulle gekom, elke keer die woord verkondig, elke keer vervolging beleef. Die realiteit is, die woord moet verkondig word. Christus is die hoop, Christus is die lewende hoop wat aan die wêreld verkondig moet word. Maar in Antiochië het hulle soveel vervolging beleef dat hulle die stof van die voete afskud. En dan kom hulle in Iconium aan en die evangelie gaan verder, die prediking gaan voort. Jesus Christus, die lewende woord, die gebou, die hoeksteen en die sluitstuk moet gepreek word. Weereens het Paulus en Barnabas in die sinagoge gepreek, waar die Jode en Grieke die evangelie aanvaar het. Maar wederstrewige Jode het sterk weerstand gebied, selfs nadat Paulus en Barnabas tekens en wonders verrig het. Handelinge 14 vers 3. Soos Paulus en Barnabas se werk vrug afgewerp het die teestand wat hulle in die gesig gestaar het ook gegroei. Uiteindelik het hulle bewus geword van 'n plan om hulle te stenig, en gevolglik het hulle uit Iconium na Lystra, 'n stad sowat 40 km suid van Iconium, gevlug. Nadat hulle uit Iconium gevlug het, het Paulus en Barnabas na Lystra gegaan, 'n stad in Lykaonië. Daar het God 'n lam man deur hulle genees. Hierdie wonder het die inwoners van Lystra oortuig dat Paulus en Barnabas gode is, spesifiek Zeus en Hermes. Die gevolg was dat die priester van Zeus bulle en kraanse gebring het om aan hulle te offer. Paulus en Barnabas het dit alles probeer keer, sodat God die lof vir die wonderwerk kon kry. Jode uit Antiochië en Iconium het egter die skare opgehit en hulle oortuig om Paulus te stenig.
Gevolglik het hulle hom vir dood buite die stad agtergelaat. Toe die disippels Paulus omring, lees ons, het hy wonderbaarlik opgestaan en weer die stad ingegaan. Die volgende dag het Paulus en Barnabas na Derbe gereis, 'n stad 80 km suid in Likaonie, waar nog mense tot bekering gekom het. Ons lees daarvan in Handelinge 14 vers 21. Na Derbe het Paulus en Barnabas onverskrokke langs die pad wat hulle gekom het teruggekeer. In Lystra, Iconium, Antiochië, in Pisidië en Perge het hulle by die gemeentes aangedoen en die gelowiges se geloof versterk. Op pad terug het hulle by een nuwe stad in Pamfilië, Attalië, aangedoen. Handelinge noem dit net vlugtig, maar ons vermoed dat hulle daar ook 'n gemeente geplant het. Van daar af het hulle na Antiochië in Sirië teruggekeer om aan die gemeente verslag te doen oor die dinge wat op hulle sendingreis gebeur het. Dit was in hierdie tyd wat Paulus se bediening as briefskrywer waarskynlik begin het. Sommige Joodse Christene het van nie-Joodse Christene verwag om die Joodse seremoniële wet na te kom, spesifiek die vereiste om besny te word. Die groot vraag het ontstaan: verwag God van die kerk om die seremoniële wette ook na te kom of nie? Die Apostelskonvent van Jerusalem is daarom byeengeroep, nadat Paulus en Barnabas hul eerste sendingreis voltooi het en die groot vraag wat onder bespreking geneem was die verhouding tussen die kerk, spesifiek die nie-Joodse Christene, en die Joodse wet en gebruike. Na beraadslaging was die slotsom dat dit nie nodig is nie. Dit waarna die seremonies verwys, is mos in Christus volbring. En so is Paulus, Barnabas, Judas en Silas na die gemeente in Antiochië afgevaardig om die uitslag aan die gemeente oor te dra. Hierdie besluit sou die verhouding tussen die Joodse en nie-Joodse Christene voortaan ernstig beïnvloed. Aangesien die gemeentes in die streek van Galasië ook met die probleem geworstel het, moet Paulus aan hulle ook die saak duidelik maak. Op hierdie punt word daar vandag nogal met 'n interessante vraag geworstel. En dit is, het Paulus sy brief aan die gemeentes in Galasië na afloop van hierdie vergadering geskryf, of was die brief die oorsaak vir die vergadering? Indien die brief bloot veronderstel was om die besluite van die vergadering oor te dra, hoekom word daar dan nêrens na die vergadering se bespreking verwys nie? Dit sou Paulus se argument mos baie stiekkrag gegee het, deur net te sê dat die ander apostels met hom saamstem. Die afwesigheid van so 'n verwysing laat ons met die indruk dat die brief nie na die vergadering in Jerusalem geskryf is nie, maar voor die tyd. Aangesien die vergadering in 48 tot 49 na Christus plaasgevind het en Paulus die suide van Galasië in 47 tot 48 na Christus besoek het, is dit waarskynlik dat hy sy eerste brief reeds in 48 na Christus geskryf het. Dit was tydens Paulus se tweede sendingreis dat die meeste van die gemeentes waarna daar in die Nuwe Testament verwys word, geplant is. Ons het vroeër reeds na die insident rondom Markus verwys. Met hulle vertrek uit Antiochië wou Barnabas Markus weer saamneem. Paulus het ernstig met hom hieroor verskil. Die gevolg was dat Paulus en Barnabas besluit het om eerder afsonderlik te reis. Barnabas het Markus met hom saamgeneem en Paulus vir Silas. Barnabas en Markus het grootendeels die roete van Paulus se eerste reis gevolg. Paulus en Silas het egter na Sirië en Cilicië vertrek. Die eerste stede wat vir Paulus se tweede sendingreis gelys word, is weer Derbe en Lystra. Die keer het Paulus en Silas 'n nuwe medewerker, Timoteus, ontmoet.
Die plaaslike gemeente het met groot lof van die jong man gepraat en gevolglik het Paulus besluit om hom as hulp saam te neem. Timotheus was half Grieks en half Jood. Kultureel sou dit sekere probleme met die Joodse gemeenskap of wat hulle wou bereik veroorsaak. En gevolglik, soos met Paulus se naam, is persoonlike voorkeure op sy geskuif ter wille van die vooruitgang van die evangelie. Timotheus is besny, selfs al was Paulus oortuig dat nie Jode nie besny hoef te word nie. Kyk na Handelinge 16 vers 3 tot 4. Die boek Handelinge maak dit nie juist duidelik waar in Frigië Paulus en sy metgeselle gestop het nie, maar omdat hy tydens sy eerste reis 'n gemeente in Ikonium geplant het, sou hy, dink ons, soos dit sy gebruik was, hierdie gemeente opgesoek en hulle bemoedig het. Interessant genoeg, Handelinge maak die opmerking dat Paulus en sy metgeselle daarin gereis het, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. En so lees ons verder hier in Handelinge 16 hoe die apostel Paulus en sy metgeselle daar in die noorde van Klein-Asië, vandag Turkye is, hoe hulle daar gereis het tot op die grens van Mysië en van Bithynië verder noord wou gaan, en dan lees ons dat hulle daar deur die Heilige Gees verhinder is. Ons lees dit in Handelinge 16 vers 9. Hulle het daar die boodskap van die Heilige Gees gekry om nie verder te gaan nie, maar om terug te draai na Troas toe. Troas is 'n hawestad daar in die noorde van die Klein-Asië, en dis daar in Troas waar die apostel Paulus die gesig gekry het van die Macedoniër. Nou Macedonië het oorkant die Egeïese See gelê. Dit was eintlik die toegangspoort tot wat vandag bekend staan as Europa, en die apostel Paulus het hierdie gesig gesien van die Macedoniër, en die Macedoniër wat hom gesmeek het om na hulle toe te kom, om as dit ware hulle te kom help in hulle geestelike nood. En dit is dan die agtergrond van hoe die Paulus en sy mede evangeliste, hoe hulle oor daai see getrek het om daar in Filippi aan te kom. So het Paulus en sy metgeselle per boot vanaf Troas verby Samotrage en Neapolis na Filippi gereis. In Filippi het hulle Lydia ontmoet. Daar het hulle ook 'n bose gees uit 'n slawevrou uitgedryf, en dit het gelei tot Paulus en Silas se inhegtenisname. Ons moet hierdie gebeure vir 'n oomblik waardeer. Aanvanklik is hulle 39 keer geslaan. Die gedagte was dat 'n 40ste hou jou sou doodmaak. So, jy word geslaan tot net voor jy sterf. Die gevolg van die lyfstraf is duidelik wanneer ons later hoor dat hulle wonde versorg is. Dit was dus regtig ernstig. Daarmee saam moet ons ook verstaan wat die situasie was rondom tronke. Tronke was dikwels vol peste en pla en bitter onhygiënies. Tronkstraf is baie selde gebruik. Dit wat Josef daar in Egipte beleef het, was dus nie die norm nie. Daar was meestal 2 redes hoekom jy in 'n tronk beland het. Nommer 1, omdat jy nog verhoor afwagtend is, of nommer 2, omdat jy moes wag vir jou vonnis. Nou, Paulus en Silas was reeds 39 keer geslaan, wat beteken dat hulle waarskynlik binnekort tereggestel sou word. Al was hulle toekoms op hierdie oomblik somber, al was hulle vasgeketting en in ernstige pyn, het hulle steeds lofliedere gesing. En God het dit gebruik. Na 'n tyd was daar 'n aardbewing wat hulle vryheid verseker het, en uiteindelik het God hulle pyn en hulle verleentheid gebruik om 'n hele klomp mense tot geloof te bring. Later het hulle in Thessalonika en Berea gereis, waar nog 'n klomp mense tot bekering gekom het. Tog was vervolging nooit ver nie. Gevolglik het Paulus na Athene gegaan, terwyl Timotheus en Silas in Berea agtergebly het, om die gelowiges daar te versterk.
Van Berea af het Paulus na Athene gegaan en natuurlik die oorvloed van afgode opgemerk. Daar het hy in 'n openbare bespreking met die Epikuriese en die Stoïsynse wysgeere betrokke geraak. Hulle was onseker oor sy standpunte en het daarom aan hom die geleentheid te gee om op die Areopagus sy standpunt te stel. Daar het ons 'n pragtige voorbeeld van hoe dieselfde waarhede binne die konteks van 'n ander kultuur aangebied kan word. Al het Paulus 'n wonderlike preek gegee, was die oes in Athene maar klein. En dog, nie niks nie. Daar het mense in Athene tot geloof gekom, maar die Bybel sê nie vir ons of Paulus daar 'n gemeente gestig het nie. Van daar af het hy na Korinte aanbeweeg. Soos in baie van die ander stede het die Jode Paulus daar ook teengestaan en hy het grootliks op die heidene gefokus. Ten spyte van die teenkanting kon hy egter 'n jaar en 'n half daar die evangelie verkondig. Ons lees dat hy by Priscilla en Aquila aan huis was. Ons sal 'n bietjie meer oor hulle in die volgende episode gesels. Voordat hy weer na Sirië vertrek het, het Paulus in Kengrië gestop om sy hare te sny. Ons verstaan dat 'n belofte wat hy afgelê het vervul was. Saam met sy metgeselle het hy oor die Egeïese See na Efese gevaar, waar hy Priscilla en Aquila agtergelaat het, met die voorneme om so gou hy kon terug te keer. Vandaar het hy na Caesarea gevaar om uiteindelik na Jerusalem toe te gaan, waar sy tweede sendingreis geëindig het. Wanneer jy Handelinge lees, is daar geen oorgang van Paulus se tweede sendingreis na sy derde sendingreis nie. Met sy aankoms in Jerusalem word daar dadelik oorgegaan na die derde sendingreis. Hoewel sy tweede reis in Jerusalem eindig, begin sy derde reis eintlik in Antiochië, wat ongeveer 480 km noord is. Vanuit Antiochië het Paulus weer wes gereis en van plek tot plek deur die streek van Galasië en Frigië gegaan, om al die disippels te versterk, so lees ons in Handelinge 18 vers 23. Dit het Derbe, Lystra en Iconium ingesluit. Paulus het weswaarts na Efese, die hoofstad van die provinsie Asië, gereis. Aan die einde van sy vorige sendingreis het hy Priscilla en Aquila daar agtergelaat. Daar het hy saam met hulle 2 jaar lank die evangelie verkondig. Aanvanklik in die sinagoge, maar na 'n volgehoue teenkanting ook in die lesingssaal van Tyrannus. Later het silversmede wat in opstand gekom het teen die evangelie, Paulus gedwing om na Macedonië te vertrek. Na sy aankoms in Macedonië het hy deur die hele streek gereis en gelowiges bemoedig. Uiteindelik het hy in Griekeland aangekom waar hy 3 maande gebly het. Aanvanklik was sy plan om terug te seil na Sirië, waar sy reis begin het. Maar die Jode het teen hom saamgesweer, gevolglik het hy nog 'n ronde deur Macedonië gemaak. Onderweg het disippels vanuit baie van die gemeenskappe waar hy bedien het, by Paulus aangesluit. Hy het metgeselle gehad van Berea, Thessalonika, Derbe en die provinsie van Asië. Hierdie volgelinge het vooruitgegaan na Troas in Asië. Paulus het egter nog 'n rukkie in Filippi gebly en daarna het hy by hulle aangesluit. Die apostel Paulus het vir 7 dae weer in die stad Troas gebly en daar het hy gepreek. Hy het die een aand so lank gepreek dat sy rede tot middernag gestrek het, en ons lees in die Bybel daar van 'n jong man wat aan die slaap geraak het. Hy het in die venster gesit en met dit dat hy aan die slaap geraak het tydens hierdie preek, het hy uit die venster uitgeval. Hy het homself daaronder morsdood geval. En dan lees ons ook dat die apostel Paulus hom daar uit die dode uit opgewek het. Die apostel Paulus het maar dood eenvoudig net weer voortgegaan met sy prediking. Trouwens, die prediking het tot dagbreek gerek. Is daarom baie anders as vandag. Die mense se prioriteite was anders as vandag. Van Troas het Paulus na Assos geloop, wat net suid daarvan was. En van daar het hulle na Mitilene gevaar.
Hy was egter vasberade om die Pinksterfees in Jerusalem te vier. En daarom het hy nie by Efese gestop nie, maar in Milete. En daar het hy die leiers van die kerk in Efese laat roep en hulle te kenne gegee dat hy hulle nie weer sou sien nie. Hy het hulle herinner aan hoe hy onder hulle gewerk het, dat hulle versigtig moet wees vir dwaalleraars en dat hulle Christus getrou moet dien. Dit is ook daar waar Paulus Jesus se woorde aanhaal. Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ons lees dit in Handelinge 20 vers 35. Nou, hierdie aanhaling is baie interessant, omdat dit nie uit die 4 evangeliebeskrywings kom nie. Vandaar het hy verder gegaan. Paulus en sy metgesel het kort tydjies in Kos, Rhodes en Patara gestop voordat hulle oor die Middellandse See na Fenisië, die kusstreek suid van antieke Sirië gevaar het. Hulle het in Tyrus aangekom, waar die plaaslike disippels hulle aangespoor het om nie na Jerusalem toe te gaan nie. Hy het hulle egter geïgnoreer. Ons lees ook van 'n aangrypende gesig waar Paulus deur die hele gemeente uit die stad begelei is en waar hulle buite op die strand almal gekniel en tot God gebid het. Van Tyrus het die reis voortgegaan na Ptolemais en toe na Caesarea, waar die groep by Filippus, die evangelis, nie Filippus die apostel, gebly het. Hier het die profeet Paulus gewaarsku dat hy in Jerusalem deur die Jode geboei en aan die heidene oorgegee sou word. Hy het egter onverskrokke na Jerusalem gegaan. En aan die einde van die boek Handelinge lees ons dan dat hy wel deur die Joodse leiers aan die Romeine oorgegee is. Hy het waarskynlik in 58 na Christus in Jerusalem aangekom, waar hy toe gearresteer is. Hy is daarvan beskuldig dat hy heidene in die tempelterrein wat vir Israeliete gereserveer is ingebring het, maar die Romeinse tribune het ingetree en sy teregstelling voorkom. Paulus is toe in Caesarea gevange gehou. Daar het hy beroep gedoen op die keiser. Hy was mos 'n Romeinse burger. Gevolglik is hy onder militêre toesig na Rome gestuur. Daar word vermoed dat Paulus die boek Romeine gedurende die laaste maande van hierdie reis geskryf het, moontlik in die winter van ongeveer 57-58 na Christus. Dit is waar die boek Handelinge stop. En ons kan vra, hoekom? Dit voel so stomp. Inderdaad, as jy Paulus as die hoofkarakter van Handelinge sien. Maar die boek gaan nie oor hom nie. Die evangelie en die kerk is die hooffokus van die boek. In 'n letterlike sin wys die boek ons hoe die evangelie eers in Jerusalem en toe in Judea en toe in Samaria en toe met Paulus wat sy verdediging vir die keiser gee tot aan die einde van die aarde verkondig is. Handelinge is in 'n baie letterlike sin die vervulling van Jesus se profetiese woorde in Handelinge 1 vers 8. Die boek Handelinge vermeld eksplisiet baie duidelik 3 onderskeie sendingreise. Maar sommige geleerdes en selfs antieke Christelike skrywers reken dat daar ook 'n 4de sendingreis was waarna slegs in verbygang verwys word. Die argument vir 'n 4de reis is gebaseer op heenwysings uit sy briewe en beweringe van vroeë kerkvaders. Hoewel Paulus aangedui het dat hy na Spanje wou reis, is daar geen rekord van hierdie reis in sy briewe nie. Nietemin het kerkvaders soos Clemens van Rome, Johannes Chrysostomos en Cyrillus van Jerusalem melding gemaak van Paulus se reis na Spanje. Paulus se verwysing na eerste verdediging in 2 Timoteus 4 kan ook vir ons 'n aanduiding wees dat hy 'n tweede keer voor die keiser moes verskyn op 'n latere datum. Daar is ook gebeure wat glad nie in Handelinge genoem word nie. Daar is dus ruimte vir 'n 4de sendingreis, maar ons is nie seker nie. Volgens tradisie is Paulus later weer gearresteer en in Rome gemartel en onthoof, waarskynlik iewers in die middel 60s. So eindig ons voelvlug oor Paulus se sendingreise. Ons het so 'n bietjie lig kon werp oor waar hy oral heen gegaan het, wie hy almal ontmoet het en watter uitdagings hy alles in die gesig gestaar het. Dit bring 'n mens diep onder die indruk van die woorde van Filippense 4 vers 12 en 13.
Ek weet om verneder te word. Ek weet ook om oorvloed te hê. In elke opsig en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee. Deur gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, getrouheid en volharding het Paulus 'n onuitwisbare impak op die vroeë Christelike kerk en veral in Klein-Asië gemaak. Mag sy geloof en sy deursettingsvermoë ons ook inspireer om ons eie roeping met vrymoedigheid en in toewyding te leef. In die volgende episode gaan ons kyk na die stad Efese en die invloed daarvan op die vroeë Christelike gemeente. Efese was 'n kosmopolitaanse sentrum van kultuur, geleerdheid en handel. Die stad het groot voorspoed beleef en was bekend vir sy indrukwekkende bouwerke. Die gemeente in Efese het 'n besondere plek gehad in die bediening van die apostel Paulus. Die gemeente daar het uitdagings gehad, maar die genade wat God aan hulle bewys het, raak ons duisende jare en kilometers ver van mekaar steeds op 'n diep en 'n betekenisvolle manier.